Hallo, my naam is Santi Celia en ek is hier om jou te vertel van 'n man wat jou lewe kan red. En sy naam is Jesus Christus. My getuienis begin in 2020 tydens die COVID-19 pandemie. Ek was werksaam op 'n groot wildreservaat toe die hele wêreld tot stilstand kom en niemand kon reis nie. 'n Bittere swaar tyd vir toerisme en ook vir elke huisgesin reg rondom die wêreld. Enkele sleutelpersoneel moes agterbly toe Suid-Afrika in totale lockdown gaan en hulle moes na die lodge omsien en sorg dat alles in stand gehou word. Ek was een van die persone wat gekies het om agter te bly. Op die 30ste Julie 2020 verander my lewe totaal en al. Terwyl ek in die sand lê, vasgepen onder 'n staalhek. 'n Staalhek so swaar en groot genoeg om die groot 5 uit die lodge uit te haal, veral olifante. Jy ken my nie, maar ek is 'n mens wat oplet. Ek is 'n omgee mens. Op die middag na werk stap ek na my voertuig toe om huis toe te ry en ek sien 'n hek wat oop staan. 'n Massiewe veiligheidsrisiko hou dit in vir almal op die lodge. Saam met my stap 'n kollega en 'n vriendin van baie jare. Haar naam is Susan Twaits. Sonder om te huiwer, stap ek in die rigting van die hek. Terwyl ek die 2-spoorpaadjie volg en nader aan die hek kom, sien ek dat hy staan ongeveer 1 meter oop. Min het ek geweet dat die hek gebreek is deur 'n jong olifantbul en nie meer veilig is nie. Ek stoot die hek toe, soos wat ek baie kere van tevore gedoen het. Ek draai om en 3 tree verder sien ek hoe Sue hardloop in my rigting. Sy skree, maar ek kan nie hoor wat sy sê nie. Ek verstaan nie die uitdrukking op haar gesig nie en die volgende oomblik slaan iets my van agter af met 'n verskriklike slag. Ek het nie eers kans gehad om te reageer nie. Ek het nie geweet wat my getref het nie, maar dit was die hek wat ontspoor het en op my geval het. En hy het bo op my te lande gekom en ek was vasgepen. Die volgende paar minute het gevoel of alles in slow motion gebeur. Ek was benoud, in skok. Sue het aanhou hardloop en nader kom en skree en vir hulp geroep. Sy was totaal en al in 'n toestand van skok en ek ook. Ek het probeer om myself te fokus en te kalmeer. Daar waar ek lê op my maag in die stof, kon net my kop beweeg. Alles anders was vas onder die hek. Ek het gesukkel om asem te haal. Ek was bekommerd en benoud. Ek het vrees gehad dat my ribbe sou breek en my longe steek. In 'n poging om asem te haal het ek my arms onder my ingesit en die hek probeer opstoot. Sue roep om hulp, maar daar's niemand wat ons hoor nie. Ons is heeltemal alleen. Heeltemal alleen. Ek vra vir Sue om die hek te probeer lig. Maar elke keer lig sy hom net effens en die hek val weer neer bo op my. Sue was hysteries en die hek was swaar. Ek was bekommerd. Op daardie oomblik het ek besef dat daar niemand is wat my gaan help nie. Daar's geen mens wat my nou kan help nie. Ek het kalm gebly en al wat by my opkom is Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Onmiddellik verskuif my fokus en roep ek tot Jesus. En ek weet, hy sal my help. My geloof skop in en ek bid en ek roep, Jesus, Jesus, so hard as wat ek kan. Alles word doodstil.
Ek hoor nie meer die geluide in die bos nie. Al wat ek voel is vrede, ongelooflike vrede, liefde. 'n teenwoordigheid wat ek nie kan beskryf nie. Die tyd staan stil. Ek voel nie vrees nie. Ek is bewus van Sue langs my. En daar's 'n stem wat vir my sê, probeer nog een keer. En ek vra vir Sue, nie hierdie kant nie, Sue, probeer hierdie kant nog 'n laaste keer. Sue maak so. Sy tel die hek op. Maar hierdie keer val die hek nie op my nie. En maar wat ek glo, die krag was van God die Vader, die Heilige Seun, Jesus, sy engele, het so daai hek opgetel. En ek het begin om myself te probeer uitkry vorentoe. My been het vasgesit. Ek kon hom nie loskry nie. Ek moes met een hand probeer my been loswikkel. Ek was bang die hek gaan val, maar hy het nie. Met my linkerhand het ek my been losgewikkel, want hy kon nie beweeg nie. Ek het my liggaam uitgesleep en die hek het geval langs my. Op daai oomblik besef ek, ons is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie, Sue is nie alleen nie. Die Here is met ons. Ek voel sy liefde, sy onvoorwaardelike liefde, 'n liefde wat geen perke ken nie. Ek is nie bang nie, ek is nie meer benoud nie, ek is kalm en ek weet ek gaan lewe. Die Here het my gered. Ek besef op in daai tyd, Sue moet bel, en sy doen dit, sy skakel vir hulp, maak 'n oproep. Toe die ambulans opdaag, wat soos ure gevoel het dit 12 man gevat, om die hek te skuif, so die paramedici kan inkom, tot by my. 12 man. Dis duidelik dat die Here ons gehelp het. 12 man moet 'n hek skuif wat Sue alleen opgetel het. Die Here is groot en almagtig. Gevoel soos ure later is ek in die ambulans op pad hospitaal toe. Ek bel my familie. Ek vertel hulle van hierdie wonderlike ding wat met my gebeur het. En ek sê vir hulle, ek is okay, moenie bekommerd wees nie. Ek bid vir die ambulansdrywer, vir die man wat langs my sit en my hand vashou. 130 km verder kom ek by die hospitaal aan. Dis COVID. Niemand kan ingaan nie. Die volgende dag word ek geopereer vir 'n spiraalfraktuur van 15 cm. Met penne en drade en skroewe word my been aan mekaar gesit. Die pad na herstel was lank. 4 maande weg van die werk af, 18 maande op krikke, 5 operasies. Maar gedurende dit alles, het die Here die regte persoon op die regte tyd oor my pad gestuur. Van die dokter tot die fisioterapeute, die biokineticus. En die dae by die huis was ek alleen. Maar ek was nooit alleen nie, want ek het elke oomblik van elke dag met die Here spandeer in sy woord. Ek het 'n spirituele groei beleef wat ek nie vir iemand kan verduidelik nie. Die Here het my hand gevat daai dag en ek het hom nog nooit gelos nie. Met elke uitdaging en elke terugslag in my rehabilitasie
het daar iemand oor my pad gekom wat 'n stukkie in my lewe beteken het, wat 'n stukkie verander het en 'n stukkie bygesit het. En vandag steeds stap ek die pad saam met die Here, saam met God. Ek weet nie onder watter hek jy lê nie. 'n Emosionele hek, is dit siekte, 'n ongelukkige huwelik, miskien werkloosheid, skuld, verslawing, of dalk is jy net alleen. Ek vertrou op Jesus. Op wie vertrou jy? Moenie ophou bid nie. Moenie ophou glo nie. Moenie ophou om die Here te vertrou nie. Hy sal altyd in alle omstandighede in beheer wees. Lewe een dag op 'n slag. Knoop jou vas aan die Here. God sal in elke situasie vir jou 'n uitkom gee. Dankie vir die tyd en die geleentheid wat ek het om my getuienis met jou te deel. Mag dit die wêreld ingaan as bewys van God se onvoorwaardelike liefde en genade vir my, asook vir elkeen wat sy naam sal aanroep. Prys die Here. Baie dankie. Amen.